Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom in die erediens vanoggend. Dit is vir ons 'n vreugde om saam te kan wees en mag die Here deur sy woord en deur sy gees se werk in ons harte en lewe ons verander en ons nuut maak sodat ons vir hom kan lewe. Baie welkom aan almal van u, ook besoekers wat vanoggend hier saam met ons is en diegene wat digitaal inskakel by ons eredienste. Dit is vir ons 'n vreugde dat u deel is hiervan. En mag die Here ook daar waar u bevind, u ryklik seën. Ons is by ons laaste Sondag van ons 7 weke reeks vir 2026. 7 weke saam met Jesus aan tafel. En ons het die afgelope 6 Sondae het ons gereis deur die Bybel en telke male saam met Jesus geëet en daaruit geleer. En mag dit dan nou ook vanoggend die geval wees, nadat talle van u ook nou die afgelope week oor vanoggend se teks in Handelinge 2 saamgesels en gekuier het. Ons gaan vanoggend begin met die Psalm van hierdie week. Psalm 95, ek lees vir ons die eerste 7 verse. Begin met 'n uitnodiging. Nie 'n opdrag nie, want mens voel nie altyd om die Here te loof nie, maar ons word daartoe uitgenooi, né? Kom, laat ons voor die Here jubel. Laat ons juig tot eer van die rots wat ons verlos. Laat ons tot hom nader met dankliedere, met lofgesange juig tot sy eer, want die Here is 'n groot God, 'n groot koning bo al die gode, in wie se hand die dieptes van die aarde is, en aan wie die kruine van die berge behoort, aan wie die see behoort. Ja, hy het dit gemaak en die droë grond met sy hande gevorm. Gaan in, laat ons in aanbidding buig en kniel. Laat ons op ons knieë staan voor die Here, ons Maker. Want hy is ons God. En ons is die volk wat hy laat wy, die klein vee van sy hand. As julle vandag maar net na sy stem wou luister. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle elkeen. Dit kom van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan staan, ons gaan 2 lof- en aanbiddingsliedere saam sing. Psalm 50 sê mos dat lof die offer is wat ons aan die Here moet bring, die lofofferlied, en daarna gaan ons 'n lied sing wat ons die vorige jaar met die 7 weke reeks ook gereeld gesing het, U is die lewende God. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere. lof se offer aan U.
lewende God, die groot Ek is. Die ewige rots, 'n kragtige skans. U is die Here, Here, ons banier. U is ewige kroon, 'n pragtige krans. Vader van hemelse lig, die Here, koning geweldige sy. God van glorie, die hemele sing, want ewig duur die heerskappy. Meester, bouwer van die hemelse leer, die sterke redder wat mense bevry. Die God wat sien, en sien ook vir my. U is die lewende God, die groot Ek is. U die ewige rots, 'n kragtige skans. U is die Here, Here, ons banier. U is heerlike kroon, 'n pragtige krans. Vader van hemelse lig, die Here, koning geweldige sy. God van glorie, die hemele sing, want ewig duur die heerskappy. Meester, bouwer van die hemelse leer, die sterke redder wat mense bevry. Die God wat sien, en sien ook vir my. Vader van hemelse lig, die Here, koning geweldige sy. God van glorie, die hemele sing, want ewig duur die heerskappy. Meester, bouwer van die hemelse leer, die sterke redder wat mense bevry. Die God wat sien, en sien ook vir my. Nou al die jong klomp kan nader kom, die kinders. Kom gou 'n bietjie nader. En ek gaan dan nou 2 sterk mans ook nodig hê vir oggend. Julle kan maar sit hierso. Julle kan maar sit. So dink so lank wie dit gaan wees. Moenie laat ons op julle wag nie. Andre, ek kyk vir jou en vir Christian. Ek wil julle, ekskuus, gaan dit goed met julle? Goed, lekker om julle te sien, hoor. Kwartaal is amper verby, dan is dit alweer vakansie, né? En skryf julle toets? Nee. Maar as julle slim is, dan is daar nie moeilikheid met toetse nie, né? Ek wil julle gou vertel, ek wil gou vir julle 2 stories vertel en dan gaan ons 'n ding doen met die sterk ooms, né? En julle moet so lank dink, wie gaan 'n vrywilliger vir my wees? OK, maar gou eers die stories oor die kerk. Het julle geweet, en nou moet ek mooi die naam van die boom onthou, oom Bertie sal dit nou waarskynlik ken, hè? Sequoia. Dis blykbaar, is dit reg, oom Bertie, ek sien jy skud jou kop, dis reg, nê? Dis een van die grootste bome wat jy in die wêreld kry. Ek dink is in Amerika, hulle groei tot so hoog as 80 meter in die lug in. Dis 'n hele klomp verdiepings die lug in, maar in hulle word baie oud. En 'n mens sou nou dink dat die soort boom wat so hoog is en so oud word, dat dit 'n baie diep penwortelstelsel in die grond het, né?
Maar nou sê hulle vir ons, daai boom, oom Bertie, ek hoop is die waarheid, hulle sê hy het sulke vlakwortels. Amper sulke bywortels vlak onder die grond. Maar weet julle wat? Hulle groei altyd by mekaar. En daai wortels van daai klomp sequoia bome, hulle raak so verstrengel aan mekaar, dat daar geen wind of storm of wat ook al kan gebeur, wat een van daai bome omwaai nie, want hulle is in mekaar vas. So is die kerk ook nie. Die kerk wil ook hê, die Bybel sê vir ons, dat die Here wil hê dat die kerk 'n familie moet wees, wat by mekaar staan, wat mekaar vashou en wat mekaar help. Maar daar's 'n tweede storie wat ek julle wil vertel, wat ek hierdie week geleer het. Ken julle wolwe? Al gehoor van wolwe, nê? Hulle sê daai wolwe wat nou in die koue streke van die wêreld leef, nê? Hulle beweeg altyd, nou weet ek nie, die Afrikaanse ouens, is dit 'n trop wolwe, 'n pack of wolves in Engels, maar sê nou maar trop wolwe, nê? Het julle geweet, die slim mense wat navorsing gedoen het geleer dat as 'n trop wolwe trek deur die sneeu of deur die ys, dan loop die oues, nê, met die grys hare, en die swakkes en die siekes loop voor. Dan tweede in die ry is die wat so 'n bietjie sterker is, nê? En heel agter die heel sterkste van die wolftrop se leiers. Is interessant, nê? Is so anders. Nê, hulle sê die trop beweeg soos die stadigste en die oudste en die swakste van elke groep. Ons leer, ons wil altyd voor wees. Ons wil altyd die vinnigste wees. Ons wil die beste wees. Maar 'n trop wolwe kyk na mekaar, na die stadigste een en die swakste een. So sê die Here vir ons in die kerk, kyk ons na mekaar. En ons kyk nie wie's die sterkste en die vinnigste nie, maar ons kyk na die swakste en die oudste om vir hulle te sorg. Nou, ek gaan 'n triek doen vanoggend. Nou, waar is die twee sterkes? Andrei, gaan jy my help? Andrei, en Christian, kom help man, asseblief. Wie van julle sal volunteer? Julle gaan nie iets verskriklik gevaarlik doen nie, maar ek het twee sterk manne hierso. Kan ek hierdie stoel kry? Daar kan ek die stoel, kan jy vir ons die stoel nader bring? Wie wil volunteer? Nou sit nou nie die kleinste ouetjies nie, maar is reg. OK. Kom staan jy. Jy moet op die stoel staan en jy moet vir my kyk. Asseblief. OK. Aiden, hè? Aiden. Nou, oom Christian is 'n sterk oom. Ek weet oom Andrei is ook 'n baie sterk oom. Hulle gaan agter julle staan. Agter jou staan. Staan agter Aiden asseblief en julle moet asseblief julle hande in mekaar vashou, né? En nou, jy kan so 'n klein bietjie terug staan, julle twee sterk manne, en nou moet jy terugval. Julle nog 'n bietjie, staan nog so 'n bietjie verder om Andrei dat julle hom kan dra, want julle moet hom dra tot daar. Het julle hom? Hoe voel dit? Nie lekker nie. Maar as jy bang? Hoekom is jy nie bang nie? Hy sê Jesus is by hom. Dis die regte antwoord. Maar dis twee sterk ooms wat jou as jy val, jou dra. En weet julle, dankie die sterk ooms, dankie julle. Dankie Aiden. Dis die storie van die kerk. Dat daar altyd hande is wat my vashou en wat my dra as ek val. Mag ons almal dit beleef dat Reebok gemeente 'n veilige plek is. 'n Plek is waar ons gekoester word en waar ons weet die liefde van Jesus deur ander vir ons
is vir ons kosbaar. Mag julle dit ook ervaar, hoor? Julle kan maar gaan sit. Dankie dat julle hier was. Vriende, God praat met ons uit sy woord en ons luister vanoggend daarna. En ons gaan lees uit die Nuwe Testament, Handelinge se 2de hoofstuk, Handelinge 2. En ons gaan 'n kort gedeelte lees. Handelinge 2 vertel ons nou die verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En ek sal iets daaroor sê wanneer ons net nou by die boodskap kom. Maar voordat ons dan die Bybel lees, laat ons eers saam bid. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U die een is wie se liefde vir ons elke dag en elke môre nuut is. En dat U ons omvou met U liefde sodat ons mekaar kan lief hê. Want U sê in die woord, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. En so was dit in die eerste gemeente, dat hulle mekaar liefgehad het, van harte liefgehad het. O Gees van God, kom in hierdie oggend en kom ontmoet vir ons, sodat ons as 'n gemeente kan doen en kan leef soos wat U van ons vra. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lees Handelinge 2 en ons lees daar vanaf die 42ste vers met mekaar saam. Handelinge 2 vers 42. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys. En die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Tot sover. Dit is die Here se woord vir die Here se mense wanneer ons vanoggend hier saam is. Die vers wat vir my uitgestaan het in die lees en nadenke oor hierdie gedeelte was natuurlik die 46ste vers waar daar staan: aan huis het hulle die brood gebreek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte geniet. Dit was wat vir my getref het. Ons tema vir vanoggend se erediens is aan die Gees se feestafel. En dit gaan nou daaroor, vriende, dat hier by Pinksterfees gebeur daar iets wonderbaarlik wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie. Die Heilige Gees
was in die Ou Testament slegs op sekere individue, enkelinge, priesters of soms profete. Maar hier, so lees ons in Handelinge 2, word die Heilige Gees uitgestort op alle mense, op alle vlees, staan daar. In die laaste dae word die Gees uitgestort. En dis vandag, dat die Gees van die Here kom oor alle mense, en dat seuns en dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal drome droom, en julle ou mense sal visioene sien. Ek sal selfs oor slawe en slavinne sal ek in daardie dae my Gees uitstort, preek Petrus op Pinksterdag. Nou, onthou nou, Pinksterdag was 50 dae na die viering van die Paasfees. En dit was die oesfees. As die Israeliete 50 dae na Paasfees die eerste gerwe van die oes, of wat hulle ook al geoes het, hier het ons nou 'n pragtige vrugte en groente ruiker vanoggend. Dankie Joey vir jou moeite. Dan het hulle hierdie vrugte geneem en dit as 'n offer aan die Here gebring. En hier gebeur daar iets merkwaardig. Dat die Heilige Gees mense oorhaal om tot geloof in Jesus Christus, die Seun van God, die gekruisigde, maar ook die opgestane Here te kom en hom te aanvaar as verlosser. En die hulle waarvan daar gepraat word in vers 42, dis die gelowiges. En hulle is saam aan die tafel aan die Gees se feestafel. Is interessant dat Eugene Peterson in sy vertaling van vers 46, weet nie, hy wil nou nie werk, help my maar de wet asseblief, hy sê, every meal was a celebration, exuberant, joyful, as I praised God. Dit gaan hier oor 'n vreugde en 'n blydskap, nê, wat besonders was, uitbundige blydskap, sê ons vertaling. Martin Versveld vertel, hy sê, it is more essential for the heart to overflow than the dishes. Dis belangriker dat ons hart moet oorloop van vreugde. En hierdie vreugde is natuurlik die vreugde wat van die Heilige Gees afkom. Dis 'n Heilige Gees gegenereerde en geïnspireerde vreugde. Ons lees in Galasiërs 5, die vrug van die Gees is liefde, vreugde en vrede, en al 9 aspekte van die vrug van die Gees. Daar's natuurlik 'n verskil tussen plesier en vreugde of blydskap. Plesier kom altyd van iets buite jou. Iets wat jou vermaak. Soort van 'n prikkel wat dit vir jou lekker maak. As ek nou maar dink aan ons kleinkinders, as hulle nou by 'n malle meele op stampkarretjies ry, nê? Dan geniet hulle gate uit en is altyd baie pret. Maar as hulle tyd verby is, dan huil hulle. Né? Dan saan ek hulle oor alles, want dan is die ding wat dit vir hulle lekker gemaak het, weg. Maar ware vreugde en blydskap in die Bybelse sin van die woord, is iets wat van diep binne in jou kom. En nie deur omstandighede verander kan word nie. En dit is wat ons hier aantref aan die Gees se feestafel. En wat die Gees natuurlik doen, is dat die Heilige Gees maak ons oë oop vir 2 persone. Die Heilige Gees maak ons oë oop vir wie God is.
Jy kan nou maar kyk na Petrus se toespraak in Handelinge 2 wat hierdie gedeelte voorafgaan. Dan preek hy oor Jesus. Oor Jesus wat die Jode gekruisig het, maar ook opgewek is. Ek lees daar in vers 32, God het hierdie Jesus laat opstaan en daarvan is ons getuies. Nadat hy tot die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort en dit is wat julle sien en hoor. So as hier nou staan, hulle het volhard in die leer van die apostels. En heel laaste, die 4de een wat genoem word in vers 42, die gebede, dan gaan dit daaroor dat hulle nie genoeg kon kry van wat die apostels hulle te vertel het, van wie Jesus is en wat hy kom doen het nie. Soveel so, as hulle vir hom vra, wat moet ons nou doen? As die woord van die Here hulle tref, dan sê Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal met die Heilige Gees vervul word. Sê daai vers 38, want die belofte is vir julle en van die Heilige Gees, die belofte van die is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. So is God. Hy roep almal wat ver van hom af is, wat weg van hom af geleef het. So nooi hy hulle, kom na Jesus toe. Glo in God. En praat jou hart uit met God in gebed. So vers 42 wil sê, hierdie vroeë gemeente, hierdie eerste gelowiges, wat die boodskap van Petrus aanvaar het, en tot geloof en tot bekering gekom het, hulle was besig met die leer van die apostels, en hulle het gebid. Maar weet julle, Handelinge 2 sê, dat die Heilige Gees bind ons nie net aan God nie, aan Christus nie. Hy bind ons ook aan mekaar. Die Heilige Gees maak ons oë oop vir mekaar. En aan die Gees se feestafel raak ons diep bewus van mekaar se nood en mekaar se behoeftes. Handelinge 2 wil sê, hier is daar 'n onderlinge versorging. Hier is daar 'n fyn aanvoeling van wat elkeen se behoeftes is. Elkeen met pyn, elkeen met verlies, elkeen wat hartseer is. En dat daar hierdie onderlinge verbondenheid is, soos daai wortels van die boom wat ek vir die kinders vertel het. Soos daai trop wolwe wat na mekaar kyk. En ons sien dit inderwaarheid ook, broers en susters, in die hele gedeelte wat ons saam gelees het. Hulle was gereeld by mekaar, vers 43. Hulle het alles met mekaar gedeel, hulle het alles gemeenskaplik besit. Hulle het self so ver gegaan om van hulle eiendom te verkoop, die wat gehad het. Daar was maar baie min ryk mense wat dit verkoop het en hulle besittings verkoop het en uitgedeel, die inkomste daaruit uitgedeel het vir mense in nood. Het elke dag by mekaar gekom en die brood gebreek. Die brood. Daarmee verwys hulle na 'n gewone, eenvoudige, gemeenskaplike maaltyd, maar wat later ook deel geword het van die viering van die nagmaal, die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus.
En nou is die merkwaardige dit, dat hulle dit met vreugde, uitbundige vreugde en blydskap en in alle eenvoud saam geniet het. Die Heilige Gees maak ons deel van 'n nuwe familie. Dis nie meer die bande, familiebande wat ons aan mekaar bind nie. Dis nou die bloed van Jesus aan die kruis wat ons saambind. Dit is nou die Gees wat ons oorgehaal het om in Jesus Christus te glo, wat nou in ons leef en in ons werk, in ons almal. Dit bind ons aan mekaar. Die bloed van Jesus en nie die bloed in ons are nie. Ons is nou een nuwe familie en dit lei daartoe dat ons op 'n nuwe manier 'n kerk gaan wees. 'n Nuwe manier. En nou ja, ons is volslae individualiste, né? Elkeen van ons sê ek wil my eie ding doen en moet my nie pla nie. Nee. Ons sê dikwels oor die kerk dit, ek wens ek kan 'n takeaway by die kerk kry en waai. Verkieslik met 'n drive-through, dat dit my nie te veel pla nie, dat voordat ek gevra word om iets te doen, ek my ry kan kry. Het julle geweet hoe lewensnoodsaaklik dit is vir ons om te oorleef, om by mekaar te wees, en mekaar raak te sien, en mekaar se behoeftes op te vang met 'n fyn sintuig wat die Heilige Gees vir ons gee, die fyn aanvoeling van die liefde. Ek sien jy kry swaar. Ek sien jy's hartseer. Waarvoor is jy bang? Wat maak jou bly? Vriende, ons sorg vir mekaar is wesentlik belangrik. Ons raak sien van mekaar. Nou weet ek, daar's baie mense wat sê, maar ek het self soveel probleme, wat kan ek nou vir ander bied? En toe haal ek hierdie week weer die boek van die bekende Henry Nouwen van die rak af, The Wounded Healer, waarin hy sê, elkeen van ons is op 'n manier verwond, soms fisies, soms emosioneel, psigies, verstandelik, selfs geestelik verwond, het ons 'n letsel, het ons 'n pyn. En om ons verleentheid te spaar, steek ons dit dikwels weg. Ek wil nie hê julle moet weet van my wonde nie. Ek wil nie hê julle moet daarvan weet nie. Ek steek dit weg. En so maak ons almal. Maar die wonder van wat Henry Nouwen vir ons wys maak uit sy besondere boek is dat die Here juis ons wonde kan gebruik in ander mense se lewens. Henry Nouwen skryf dat jy eers self in die woestyn geloop het voordat jy ander mense op hulle reis deur die woestyn kan vergesel. Eers self die pyn gehad het om raak te sien wat ander mense deurmaak. Ja, ons het nou 'n klomp klein groepe in hierdie gemeente en ons is familie van mekaar, maar ons ken nog maar min van mekaar nie waar nie.
Ons weet maar min van mekaar se hartseer oor 'n kind wat gister soveel jare terug dood is. Of hierdie ongelukkige voorval by die werk waar ek my werk verloor het. Of die verskeurdheid in my familie. Ons weet maar min van daai pyn. En daarom dra ons nie mekaar se laste nie. In 2010 was daar 'n geweldige groot mynramp in Copiapo in Chili. Op 'n diepte van 700 meter ondergronds is daar 33 myners vasgekeer. 79 dae. En in daai tyd het hulle besef, hulle is om terwille van hulle behoud en terwille van hulle oorlewing sal hulle bymekaar moet staan en hulle het elke dag 'n bietjie kos onder mekaar verdeel. Hulle het ook in groepe verdeel om vir mekaar te bid. Die dissipline te handhaaf. Ook mekaar te bemoedig en te ondersteun. En toe hulle aan die einde van die tydperk deur 'n reddingskapsule uit die diep donker skag van die myn uitgehaal is. Toe sê hulle, wat ons gered het, was mekaar. Ons het mekaar ondersteun. Ons het mekaar se hande vasgehou. En as die een moedeloos geraak het, het ons vir mekaar moed ingepraat. Vriende, laat my dink aan die verhaal van die jong seun wat 'n hartoperasie moes ondergaan. En toe hy in die teater ingestoot word, toe hy so bang. En die chirurg kom staan bo oor hom by sy bed en vra vir hom, "Boetie, hoe voel jy?" Hy sê, "Oom, ek is verskriklik bang. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen?" Hy sê, "En as jy my hier oopsny, wat gaan jy kry?" En die chirurg sê vir hom, "Maar hoorie, ek gaan waarskynlik die fout kry en ons gaan jou gesond probeer maak." Hy sê, "Oom, ek is verskriklik bang." En toe knoop die chirurg sy hemp oop. Toe sien hy ook die wond wat hy self gekry het. Self geopereer. Toe word hy bemoedig. Kry hierdie seentjie moed. Kry krag. The wounded healer. Henry Nouwen sê, there's a broken person in every pew. En soms is ons gebrokenheid van so aard, so vasgeloop, dat ons nie weet watter kant toe nie, en vir mekaar sê, ek kan nie meer nie. En dis dan wanneer ons mekaar se hande moet vat. Dis dan wanneer die sterk manne onder ons in die geloof mekaar se hande moet vat en die ouetjie wat val dra. Die vasgelooptheid in ons lewens verskil. Maar miskien laat dit my dink aan hierdie fabel van die 18de kameel. Die ou het 17 kamele gehad en hy 3 seuns gehad. Die oudste een moes die helfte kry, die tweede een moes 'n derde kry, en die jongste een kry die 9de. Hy kry die minste. Maar die somme werk nou nie, né? Die wiskundiges hier onder ons sal ons nou sien, dit sal nie werk nie. En toe kom daar 'n wyse vrou en sy leen hulle 'n kameel. Haar enigste een, toe sy 18 en toe klop die somme.
né? 18 verdeel deur 2, die helfte is 9, 18 verdeel deur 3, 'n derde is 6 en 18 verdeel deur 9, 'n negende is dan 2. En as jy dit bymekaar tel, is dit 17 en dan kry sy haar kameel terug. Dis die wysheid om iets van jouself te gee om die onmoontlike moontlik te maak. Wat kan die 18e kameel wees wat jy vir iemand gee in Reebok gemeente? Wat sal dit wees? Dalk 'n besoek, dalk 'n koppie koffie, dalk 'n hand op 'n skouer, dalk sommer net 'n daar wees. Ek sluit af. Ek dink hierdie skildery van Georg Friedrich Watts in 1886 van hierdie vrou wat op 'n aardbol sit, geblinddoekte vrou, vooroor gebuig, amper in 'n fetale posisie. En ontleeders van hierdie skildery het gesê, dis eintlik nie hoop nie, dis hopeloos. Maar as jy baie mooi gaan kyk na hierdie skildery van Watts, dan sal 'n mens deur linksbo, dis met 'n pyltjie probeer aandui, maar jy kan dit nie baie goed sien nie, is daar 'n sterretjie. En die een wat na die skildery kyk vanuit die lig na die skildery en sy hou vas aan die harp met die 10 snare waarvan 9 gebreek is. En sy buig vorentoe om met haar oor die musiek te hoor wat die een snaar maak wat sy oor het. Wonder of ons 'n gemeente kan wees wat so omgee, wat so uitreik na mekaar, dat ons die musiek van môre kan hoor en die geloof het om vandag daarop te dans en die liefde het om dit saam met mekaar te doen. Mag ons so 'n gemeente wees. 'n Gemeente met 'n vrygewigheid, met 'n oop hand en 'n oop hart. Jy moet weet, dat toe Lukas hierdie gedeelte geskryf het, het hy in die Grieks-Romeinse wêreld net geweet van wederkerigheid. Met ander woorde, ek nooi jou met die doel dat jy my sal nooi, om my te vergoed. Jesus praat daaroor in Lukas 14, Richard het daaroor gepreek. Moenie jou broers of familie of ryk bure nooi dat hulle jou weer kan terugnooi en jou te vergoed nie. Nee, nooi die armes, die krepeles, die blindes en die verlamdes. Behalwe wederkerigheid is daar ook dan nou nog die hele saak van 'n weldoener. 'n Weldoener deel brood uit en dan moet almal wat brood gekry het om volg, om elke dag sy lof te besing oor hoe goed hy is en hoe gaaf hy is en hoe vrygewige mense is. Lukas vertel vir ons die eerste gemeente is 'n gemeente wat vrywillig uitdeel sonder dat iemand terugbetaal. Wat uitdeel en gee, al verdien hulle dit nie. Hoekom? Omdat dit iets van die hart van die God, die Vader wat vir ons sorg, wys, omdat ons deel is van God se herstelplan in hierdie wêreld, 'n stikkende wêreld.
Mag die Here ons daarmee help. En ons laat onthou, wie hom oor 'n arme mens ontferm, gee lening aan die Here. Spreuke 19 vers 17. En hy sal hom ten volle vergoed. Julle ken die genade van Christus Jesus, skryf Paulus in 2 Korintiërs 8 vers 9. Hy sê, hoe dat hy wat ryk was, terwille van ons arm geword het, sodat julle ons deur sy armoede ryk kon word. Mag die Here ons saambind as gemeente. Amen. En nou gedink om vanoggend te vra dat julle saam met my hardop 'n gebed sal opsê. Dis 'n gebed van Ignatius van Loyola. En wat ek gaan doen is, kom ons sê dit saam hardop. Kom ons bid dit saam hardop. Ons kan maar oop oë ook bid. En kom ons maak dit ons toewyding aan die Here. Kom ons bid dit saam. Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will. All I have and call my own, you have given all to me. To you, Lord, I return it. Everything is yours. Do with it what you will. Give me only your love and your grace. That is enough for me. Amen. Here, ons kom dan in hierdie oggend met hierdie gebed en ons wy onsself en alles wat ons is en het, soos ons pas ook vroeër vanoggend gesing het, wy ons aan U toe. Ons kom met ons nood vir hulle wat bedroef is in ons gemeente. Ons dink aan Suzelle Malherbe, ons wat haar man verloor het. Ons bid vir die kinders van Tannie Erna Briwer. Ons dink aan ons sendeling egpaar, Rian en Lindsay Du Plessis in Burundi, wie se 1-jarige seentjie die week dood is. En ons hart is gebreek. Ons kan dit nie verstaan nie. Dit maak nie altyd sin nie. Here, maar ons neem ons toevlug tot U. Hou hulle vas. Dra hulle op U Vaderarms. En mag daar 'n skare gelowiges wees wat vir hulle bid en vir hulle op hulle voete hou. Here, ons kom in die nood van die wêreld met die oorlog in die Midde-Ooste. Ons is geraak deur soveel onskuldiges wat sterf. Ons verstaan dit nie, Here. En ons kan maar net vanoggend kom bid. Dona nobis pacem. Here, gee ons vrede. Gee ons vrede. En bewerk U vrede deur ons. En laat U gemeente 'n liefdesgemeente wees, gebind aan U, gebind aan mekaar, om deel te wees van U herstelplan met hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle sal sien die mandjies vir die dankoffers is almal aan die kant van die bank en julle moet dit asseblief aangee na julle linkerkant toe waar dit opgehaal sal word.
Vriende, ek moet 'n klompie aankondigings onder die aandag bring en ek nooi almal uit vir 'n koppie tee of koffie nou hierna. Dit staan gereed. Alles is reg daar agter en dan nooi ons alle nuwe lidmate om asseblief aan te meld by ons nuwe lidmate bediening hier op die stoep. As u na buite beweeg aan my linkerkant, u regterkant, dan sal u sommer dadelik hulle daar sien. Meld asseblief aan. Dan verjaar Dennis Slabbert en Kobus Smit van Reebok vandag. En in die komende week, môre verjaar hom AB Olivier, dan is hy 85. Susan Spengler, Woensdag dan is hy 80. Dirk Weyermans op die 19de, dan word hy 80. En oom Wynand Kaar, hier van Reebok-wijk 5, word op die 19de 90 jaar oud. Wat 'n mylpaal, ons sê vir hulle baie geluk in die Here se seën. Ons kermis kom nader en ons het 'n reëlingsvergadering Dinsdag aand om 6 namiddag in die gemeentesentrum. En onthou, ek het dit vergeet, maar ek sal dit nou nie weer vergeet nie. Ek het vergeet om melkkos te bestel. Toe was daar nie vir my nie, maar ek sal dit nou vandag al bestel. Om teleurstelling te voorkom, bestel jou melkkos vir Vrydag. Dan, ons het nou klaar gemaak met die 7 weke saam met Jesus aan tafel. Ons begin volgende week met 'n nuwe reeks van my hart, van my mond tot God se hart. Van my mond tot God se hart. Dis 'n reeks oor die Onse Vader. En ons nooi vir die almal om te kom en deel te wees in die volgende aantal weke oor die Onse Vader gebed. En daar gaan ook, anders as van tevore, gaan ons nou die week vooraf vir klein groepe 'n preekblaadjie beskikbaar stel. Daai preekblaadjie sal van môre af op die webwerf en by die kerkkantoor beskikbaar wees. Dit is reeds deur Dr. Kobus van Sail aangestuur en dit sal môre beskikbaar wees by die kerkkantoor. En op die webwerf kry dit gerus daar die week voor die preek, soos wat dit nou die afgelope 7 weke ook die geval was. Ek het reeds in die gebed melding gemaak van die families van Erna Berwer en Suzelle Malherbe en ook die sendeling egpaar Rian en Lindsay Du Plessis. En dan het ek nagelaat om te bid, maar ons het al vir hulle gebid tuis, dat ons koster Dion van der Berg se swaar is die afgelope week oorlede. En ons dink ook spesiaal aan hom en aan Magdalena. Dankie vir die dekke plek, alles daar. Die kerkraadsvergadering, ons het 'n nuwe blokleier gekies, Quartus Sieberagen. Ons het 'n vakature onder die diensgroep vir getuienis. Ons voorsitter vir die nuwe kerkjaar op die kerkraad is Dr. Paul Du Plessis, die ondervoorsitter Ben Brink en as kerkraadsleier is aangewys 'n broer Etienne van Niekerk. Dan is ons baie dankbaar oor die Here se voorsiening met die fondse en ons eer hom vir almal se bydraes in die verband. Dan soek ons nog iemand wat kan help met die hartmasjien, die skokmasjienkie. As jy 'n bietjie mediese agtergrond het, kom help bietjie vir ons. En dan oor die kermis moet ek net 'n paar goed sê. Asseblief, ek het gisteraand jelly gemaak. Ek het gister vir my vrou gesê, na die hardloop, ek is nou lus vir jelly en vla. Toe maak sy vir ons jelly en vla. Ek het die vla gemaak, sy het die jelly gemaak. En dit was baie lekker. Maak vir ons pudding vir die bazaar, asseblief tog. Ek en Gert sal dit nie maak as daar nie pudding is nie. Die wit olifanttafel asseblief en die naaldwerktafel, kry vir ons goedjies reg. En dan soek ons 'n klomp groot koeke en 'n klomp klein koekies. Asseblief, help vir ons, kontak vir Ina. En as jy 'n inkopiesak by die deure kan vat, dan sal dit baie help en die inhoud daarvan vir ons terugbring. Ek's amper klaar. Ons soek iemand wat vir ons kan help om rys te kook en stampmielies. En ek neem aan julle kan die rys of stampmielies by die kerkkantoor kry of julle eie voorsien,
maar kook vir ons baie rys en baie stampmielies, want daar's baie potjie kos. En ons soek iemand wat die kontant kan hanteer by die koffiekroeg. Wie was 'n bankamptenaar? Wie het geld getel in die bank? Julle is nou net skaam. Asseblief, ons kort iemand wat die geld tel by die koffiekroeg. Asseblief, help vir ons. En dan, broers en susters, dis nou half lastig. Ons het 'n kennisgewing gekry en hy's in 3 tale, in Afrikaans, Engels en in Sotho, en is by die deur opgeplak. Dit gaan daaroor dat daar heel onlangs soos November verlede jaar met die ontwikkeling van Hartland is daar afgekom op ou grafte. Na alle waarskynlikheid 9 liggame wat daar begrawe is, en dit klink vir my asof die jongste een hier 1939 is. En dan selfs uit die 18de eeu 5 volwassenes en 4 kinders. En as daar enige iemand van julle is wat iets daarvan weet of kommentaar het om te lewer, die wetgewing vereis 'n openbare deelname proses, en so dit nou by die kerk beland en die afkondigings lank gemaak. As jy iets het om te sê, kyk op daai kennisgewing. Ons slotlied, Neem my lewe. Kom ons staan. Neem my lewe, laat dit weer. Ek gaan wees weer en weer. Laat my hart gedurig juig. En vandaag